Mense brein is 'n wonderlike ding as die ou reg werk, maar as die ou nie lekker werk nie, dan neek dit. En daarmee verwys ek spesifiek na sielkundige probleme en goed soos fetale alkoholsindroom en beserings, chemiese wanbalans, depressies, die klas van goed. En dit is deel van 'n gesprek wanneer dit kom by armoede wat mense nie graag oor praat nie. Ja, daar's baie mense wat hierdie idee het dat die arme mense spil leigatte wat daar een kant sit en ons moet nou vir hulle sorg. Maar dit is nie noodwendig die hele waarheid nie. Daar's 'n klomp mense wat nie kan werk nie. Wat 'n probleem het met die brein op een of ander manier en wat hulp nodig het. Wat of medikasie of terapie of enige so iets nodig het. En die mense is nie net kan hulle nie werk nie, hulle is selfs gevaarlik. En waar 'n staat sy werk doen, dan skep hy spasies en instansies wat omgee vir die mense, wat sorg vir die mense, wat die mense wat so erg is dat hulle nie behandeling kan mee aangaan nie, weet hulle word opgeneem en die wat met behandeling en hulp 'n goeie lewe kan lei word ondersteun om 'n goeie lewe te lei. Maar wat gebeur as die staat ophou medikasie gee of as die instansies wat veronderstel is om te sorg vir die mense tot niet gaan? Dis wat besig is om te gebeur. Iemand soos Pieter hulle wat op die voorste punt is wat mense versorg. As jy gaan kyk hoeveel van die mense wat hulle versorg, en daar's twee goed. Die een is 'n breinprobleem waar ietsie of seer gekry het of nie lekker is nie of wat bietjie hulp nodig het. En die ander een is verslawing. Daai twee. En verslawing is 'n groot bliksem op die oomblik. Dit is iets wat regtig al groter word. Is van die twee grootste uitdagings. Die probleem is dit gaan nie meer net oor armoede nie. Pieter hulle se uitdaging is nie om kos op die tafel te sit nie. Hulle probleem is baie groter. Hulle probleem is hoe help jy iemand wat medikasie nodig het, wat nie die wêreld sien soos ek en jy nie. As die staat se gesondheidsorg tot niet is. Hoe help jy iemand? Jy weet, is goed en wel, politieke partye praat oor krag en water en dienslewering. Dienslewering is die groot woord. Maar hier's groot probleme wanneer dit kom by iets soos gesondheidsorg. En dit gaan al groter word, want al minder mense kan bekostig met mediese fonds hê. So al meer mense gaan hulp nodig hê wanneer dit kom by hulle gesondheid. In dieselfde tyd gaan die staat al meer tot niet. So en is daar al meer druk. Nou ons weet spanning is 'n bliksem, hy is nie goed vir die brein nie. So al meer mense wat onder ewige druk kom, al minder mense wat 'n mediese fonds kan bekostig, staat wat al meer tot niet gaan. Wat jy kan mos nou vir jouself dink hier kom 'n maatskaplike krisis. Dis nie een of ander wensdenkery of stem in die bos nie. Dis net logies. As Pieter hulle klaar so sukkel nou om mense wat hulp kort te help, hoe gaan dit vorentoe lyk? Dis 'n probleem. Ons sit met iemand wat nou uitgegooi word wat nie plek het om heen te gaan nie. Ons het nie spasie om met mense heen te gaan nie. Almal sê hulle is vol. Daar's waglyste. Al meer mense gaan nie hulle huur kan bekostig nie en waartoe gaan hulle gaan? Hulle het nie geld om huur te betaal nie. Waartoe gaan hulle gaan? Dis maklik om vir iemand vinnig 'n kospakkie bymekaar te sit wat 'n dag of twee vir 'n gesin kan sorg. Maar as daai selfde gesin op die straat sit, letterlik op die straat sit. Jy weet, dis waar moeg sukkel help mense van die straat af, maar ook hulle gaan uit spasie uithardloop, want die golf wat kom is te groot. Ons sit met probleme. En ons gaan regtig hierdie gesprek moet groter kry sodat mense gaan besef ons gaan op 'n manier moet inspring. En ek dink een van die grootste goed wat ek nou al agtergekom het is mense dink hulle is nie waardig genoeg nie of hulle dink hulle kan nie 'n verskil maak nie. Miskien is jy een van hulle. Miskien dink jy ook nog jy is nie waardig genoeg om 'n verskil te maak nie of jy kan nie. Nou wil vandag vir jou sê jy's verkeerd. Jy kan 'n groot verskil maak. Jy het die vermoë om 'n groot verskil te maak. En as ons almal net dit wil besef, as hierdie video net mense kan help om te besef jy kan 'n verskil maak. Kom ek verduidelik julle goue ding. Ons doen nou 'n projek saam met waar ons sop insamel. En ons is dankbaar, ons het nou so oor die 10,000 kerf gegaan, 10,000 bekers sop wat ons kan uitdeel. Dit gaan na instansies toe. Dankie vir Kobus hulle daarby help in die hand. Hulle het vir ons instansies geïdentifiseer wat mense help wat ons weet die goed kom op die regte plek uit. En so ons is dankbaar vir hulle om vir ons daai instansies te identifiseer. Maar nou die 10,000 rand wat ons ingesamel het. En dis nou baie interessant, dis twee kante van 'n munt. 5,000 rand kom van een persoon af. Ons ken haar op haar naam, ons is baie lief vir haar, ons is baie dankbaar vir haar. So dit wys jou die impak wat 'n groot skenking maak.
R5.000 is die helfte van die projek al klaar. Okay. Maar die ander R5.000 is gemaak uit R20, R50 en R100. Dis klein bedragies. Mense wat opgestaan het en gesê, my R20 kan 20 bekers sop gee, my R50 kan 50 bekers sop gee, en as dit nie vir daai 20 of R50 was nie, het ons nie die ander R5.000 gehad nie. En as mense dit net wil verstaan, jou bydra, jou 5 minute, jou 10 minute, jou deel van video's, jou stop by 'n organisasie, stop by 'n huis, jou ou klere wat jy, jou ou komberse wat jy weggee, jou soppakkie wat jy gaan aflaai, en weer eens, ons is dankbaar vir almal wat betrokke is by 300 boer, maar die prominente vraag wat ons vra is jy iewers betrokke? Solank jy iewers betrokke is ons dankbaar. As jy by ons betrokke is, baie dankie. Maar elkeen van ons gaan moet betrokke raak. Ons gaan saam hierdie ding moet tackle. Ons gaan in groot moeilikheid beland. As ons het vergeet wat dit beteken, wat die krag is van eendrag, van saamstaan, van mekaar help. Ons weet nie meer wat dit beteken nie. En my boodskap vandag aan jou is, jy maak die verskil. Maar jy gaan net 'n verskil kan maak as jy weet wat aangaan. En ons moet meer ingelig raak, ons moet hierdie gesprek groter raak. Ons moet by ons politieke leiers gaan aanklop, en as jy nog by 'n politieke party betrokke is of iets in daai lyn, dat hulle moet druk sit om te kyk wat die staat kan doen, maar ek het nie veel hoop vir dit nie. So wat is die gevolg? Waar lê die gesprek? Wat kan ons doen? En ek het nie antwoorde nie. Ek is vanoggend bekommerd. Ek is bekommerd want ek sê vir jou, ons gaan al meer mense hê wat probleme het, wat gaan uitdagings hê, en ons het al minder vangnette. Ons het nie spasie om heen te gaan met mense nie, ons het nie die hulp en die ondersteuning van gesondheidsorg om te help nie. Wat gaan ons doen? Ek het nou eers 'n stukkie video daar uitgevee en bietjie gaan asemhaal. Mens praat jouself moedeloos. So, hier's wat ons kan doen. Ons kan 'n gesprek begin oor hierdie klas van goed. Ons kan dit aan die groot klok hang, ons kan, as jy iewerster iemand ken wat een of ander belangrike posisie of iets het, ons kan dit onder hulle aandag bring, ons kan daai roete volg. Nie dat ek dink al gaan vreeslik van kom nie, maar ons kan dit doen. Ons kan mekaar help. Jy kan besef dat jy waardevol is. Jy kan besef dat jou hulp, dat jy die verskil maak, dat jy betrokke moet raak iewerster en dat dit die verskil gaan maak. Ons kan mekaar se hande vat en groot goed weer regkry as ons besef die krag van saam staan en dit wat ons saam doen. Die genade van ons Skepper, as ons binne in daardie omgewing mekaar se hande vat in naaste liefde en ons regtig probeer, kan ons groot goed kry. Ons kan gaan kyk na voorbeelde van mense wat dit reeds doen, na die organisasies en die instansies wat klaar op die punt van die swaard is, wat klaar hierdie goed mee besig is. Ons kan gaan kyk wat hulle doen, ons kan gaan leer by hulle, ons kan hulle ondersteun, ons kan al hierdie goed doen. Ons kan 'n verskil maak. Gaan ons almal kan help? Ek glo nie. Ek dink die storm wat kom gaan te groot wees, maar ons kan ten minste probeer. En dis seker maar al wat ons kan beloof, nê. Jy's waardevol. Jou bydra maak 'n verskil. Hier's 'n krisis op pad. Dis die boodskap vir vandag. Ons moet nie te depressief raak oor hierdie goed nie. Ons moet aan planne dink. Maak die gesprek groter, neem deel. Gee vir ons planne, gee raad, gee, ek weet nie, idees, en pas jouself op. Dis Rolf van buite. Groetnis.